Dis 'n voorreg om weer by julle te kan wees vandag en vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor belydenis wat lei na volgeling toe. Nou jy kan dalk vra my Andrew, wat bedoel jy by dit? En ons gaan 'n bietjie stil staan vandag by 3 aspekte en dit is belydenis, bekering en volgeling. En hoekom ek vandag 'n bietjie gesels oor dit is want baie keer daar buite sien ek dat ons baie mense wat Jesus Christus bely, maar wat hom nie noodwendig regtig volg nie. En dan baie keer praat ons van geloof, maar eintlik het ons Jesus bely dalk en ons gaan nou stil staan by die definisie van dit en ons praat van geloof in daai opsig van belydenis, maar ons volg hom nie. En Jakobus is baie duidelik dat om regtig te glo in Jesus Christus beteken dit dat jou lewe vrug dra. So ons word nie gered deur dade nie. Ek wil dit sommer aan die begin kom sê. Ons is slegs gered deur Jesus Christus wat vir ons aan die kruis gesterf het en deur genade. Maar vanuit dit moet daar vrug wees vir elkeen van ons wat Jesus Christus bely en wat glo in hom. En so ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor dit en daar's sommer 'n stelling waarmee ek wil begin en ek het hier gesê om Jesus te bely is maklik, maar om hom te volg gaan jou kos. En dit is belangrik want heiligmaking is 'n proses en dit gaan kos dat ons sterf aan onsself. En so ons gaan vandag lekker stil staan by 'n hele paar Bybelverse ook. En so kom ons kyk eerstens na wat is die definisie van belydenis. Nou die definisie van belydenis is om openlik te verklaar met jou mond en te erken dat Jesus Here is en erkenning te gee dat hy God is. En so is belangrik dat dit is die beginpunt vir jou en my met ons stappe, met ons volgeling van Jesus om hom dan te gehoorsaam ensovoorts, is dit die beginpunt. Maar baie mense daar buite bly by dit. Wat ek daarby weer eens bedoel is, ons erken daar's 'n God, ons maak dalk selfs bekend en erken dat dit Jesus Christus is, maar ons lewe nog soos die wêreld. En dis hier waar Jesus dan ook vir ons kom sê, luister, julle kan my nie dien met lippetaal nie. Hy het daai tyd ook gesê, en hy sê dat die ouens dien hom met lippetaal, maar hulle harte is ver van hom af. En so vandag gaan ons 'n bietjie stil staan by dit, want ek glo dit is belangrik dat ek en jy sal besef dat the sinner's prayer of die sondaarsgebed jou nie noodwendig red in die sin nie, maar dat dit 'n opregte verklaring is van wie Jesus is en dat jy jou lewe oorgee aan hom en vanuit dit is daar hierdie bekeringsproses waar ons wegdraai van sonde en waar ons Jesus beginne volg. En so baie van ons bly net by daai gebed en ons dink dis die ultimate, maar verder is daar nie heiligmaking nie. Verder lewe ons nie in gehoorsaamheid teenoor Jesus Christus nie. Nou ek wil eerstens begin met ons Bybelverse en dit sê hierso in Matteus 15 vers 8 tot 9 en is Jesus wat hier praat en hy sê hierdie volk eer my met hulle lippe, maar hulle harte is ver van my af. En so weer eens belangrik dat ek en jy sal besef om Jesus te volg is nie net 'n belydenis nie. Dit is die beginpunt. Dis waar ons erkenning gee aan hom. En ons gaan nou stil staan by Romeine 10 wat so belangrik is, maar wat ook soms bietjie verkeerd gebruik word en amper misbruik word. En so ons gaan vandag weer eens fokus op dit, maar wat ek wil deurbring is dat vanuit belydenis moet daar gehoorsaamheid volg. In Matteus 4 vers 17 lees ons waar Jesus weer eens hy sê bekeer julle want die koninkryk van die hemele het naby gekom. Hoor die woorde van Jesus. Dit sê bekeer julle. Nou wat is die definisie van bekering? Die definisie van bekering is dis die verandering van hart en denke wat jou lei in die nuwe rigting en is wegdraai van 'n ou wee van sonde en jy draai in 'n nuwe rigting in. Hoor mooi, nou dis die definisie wanneer Jesus kom sê bekeer julle. Hy kom sê eintlik in eenvoudige Afrikaans, draai weg van julle sonde af want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hy kom nie en sê doen 'n belydenis want die koninkryk van die hemel het gekom nie.
En so weer eens het ons belydenis ingebring om dit so bietjie amper in 'n boksie te plaas, dit wat ons glo, en vanuit dit gaan ons oor na die dade waar ons dan vir Jesus Christus leef. Maar Jesus selfs kom sê sommer dadelik, luister, draai weg van julle verkeerde weë af. Ek wil so ver kom om te sê dat iemand wat nooit noodwendig 'n belydenis doen nie, maar wat kom lewe vir Jesus Christus en hom volg en hom gehoorsaam, die hemel gemaak. En dis belangrik om te verstaan vandag, want ons kan eerder dink dat lippetaal en die sondagsgebed ons red, waar Jesus vir ons duidelik gaan kom wys, nee, dat eerstens moet jy glo in my, maar wat is daai geloof ook verder? Dit is vrug dra vir my, dit is om my te gehoorsaam, dit is om my wil te doen, en so is dit dan ook belangrik. Nou ek wil hê dat ons moet kyk gou na die definisie van volgeling, of wanneer ons Jesus volg, en dit praat hierso van om aktief te lewe vir Jesus, deur gehoorsaamheid en 'n oorgawe. En dis waar ons wil wees. En dis werklik wat dit beteken om 'n disipel te wees van Jesus, om Jesus te volg, en ook om kind van Jesus te wees. Ons kan nie net bly by belydenis nie. Ons moet die DNA van Jesus Christus dra. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees ons al hoe meer heilig maak deur Jesus Christus en deur die krag dat ons sal meer soos Jesus lyk op die einde van die dag. En ek wil dit kom sê vandag, ek het hierdie illustrasie wat ek sommer wil gebruik, en dit is om dit bietjie te vereenvoudig. En dit is soos iemand wat by die gym aankom en ek is personal trainer, sê nou maar na my toe stap en sê, Andrew, ek wil gewig verloor, of Andrew, ek wil spierbou, of Andrew, ek wil fikser word. En is net so goed, ek vat daai persoon deur die gym, ek wys hom die gym, ek wys hom al die gewigte, en ek wys hom hoe lyk dit, en ek maak die deur weer oop, en die persoon stap uit. En die volgende dag kom die persoon weer, en ek wys hom al die gewigte, en ek wys hom die gym, en daar stap die persoon uit. Niks gaan verander nie. Daai persoon kan vir enige iemand rondom hom, en vir my dalk kil, en hy kan sê hy glo in 'n gesonde leefstyl. Hy kan kom sê hy glo in gym, en op die einde van die dag is dit nie wat saak maak nie, dit is, gaan hy gym. Dit is, gaan hy daai gewigte optel, en sy liggaam oefen. Gaan hy op die tredmill hardloop en fikser word? Gaan hy doen wat die gym vir hom bied om ook te doen? En so gaan mense na die ou se lewe ook kyk, na 3 maande, na 6 maande, na 2 jaar, en sê, maar hoorie, by wat se gym jy, want ons sien nie die verandering nie, ons sien nie dat jy fikser raak nie, ons sien nie dat jy gewig verloor nie, ons sien nie dat jy spier bou nie, maar jy glo in gym, en jy glo in 'n gesonde lewe. En so is dit met jou en my. Wanneer ons sê ons glo in Jesus Christus, is daar ook 'n verantwoordelikheid wat ek en jy het, en ons gaan dit nou lees, van vrug dra in dit wat ons glo. En Jakobus is baie duidelik. Jakobus kom sê vir ons duidelik, luister, as jy sê jy glo, en jy het nie vrug nie, dan bedrieg jy jouself. En so is dit belangrik dat ek en jy besef, dat vandag, in 'n nuwe moderne leefstyl, voel dit vir my dat al hoe meer klem gelê word op die belydenis. En dit wat ons bely met ons monde, maar die vrug en die dade na jou bekering word al hoe meer eenkant toe geskuif. En is hier waar ons baie keer ook God se genade so bietjie verkeerd verstaan. En dit is eerder dat ons glo dat Jesus het die prys vir ons betaal, ons kon dit nie doen nie. En ons is uit genade uit daar gered, maar vanuit daai redding kom vra Jesus nou verhouding en 'n leefstyl, 'n lewe van oorgawe, waar ons hom gehoorsaam. En so is dit belangrik, in Romeine 10, vers 8 tot 9, wil ek dit so bietjie verklaar. Dit sê, as jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en met ons mond bely ons, en ons word gered, en met die hart wat ons glo, word ons vrygespreek. Nou, belangrik daai gedeelte, soos ek sê, word partykeer so 'n bietjie misbruik. En dit sê daar dat, luister, dis ons belydenis wat ons doen, ons glo in Jesus Christus, en ons bely hy is die Here,
Maar dan wil ek so 'n bietjie dieper gaan om te sê dat daai woordjie Here beteken in die oorspronklike Grieks Here, leermeester, en jy is as te ware die ene wat oorgelewer is aan daardie God wat jou dan lei en jy doen wat hy vra, jy het totaal en al oorgegee aan hom. En so wanneer ons daai gebed sê of Jesus Christus kom bely, maar ons doen nie regtig dit wat dit sê nie, ons kom nie in 'n oorgawe en ons lewe vir Jesus Christus nie, word dit net lippediens, word dit net lippetaal, en beteken dit nog steeds dat ons hart is ver van God af. Dit kom sê ook daar, ek praat van en ek hou baie van dit kom sê daar, dat met die hart glo ons, daar moet 'n opregtheid wees. Wanneer ons glo in Jesus Christus en hom bely, sal ons gered word. Met ander woorde, dis nie net ietsie wat ek sê nie, dis ietsie wat ek uitleef. Dit begin met 'n belydenis, maar vanuit dit moet daar vrug wees. Nou in Romeine 6 vers 1 tot 2 lees ons, Paulus kom skryf hier, en hy sê, wat moet ons hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? Beslis nie. Hoe kan ons wat dood is, en die ander vertaling sê, hoe kan ons wat begrawe is vir die sonde nog daarin voortlewe? Besef dat ek en jy moet sterf aan die eie ek, ons moet sterf aan sonde en ons moet vir Christus lewe. En Paulus kom sê dit hier. Hy sê, luister, net omdat Jesus Christus vir jou gesterf het en die genade daar's vir jou, beteken dit ek het nou 'n lisensie om heeltyd te sondig, sodat die genade meer kan toeneem. Dan kom sê hy, nee, beslis nie. Juis vanuit hierdie genade leef ek dankbaar teenoor Jesus Christus, wy ek my lewe toe aan hom, kom gee ek oor aan hom, leef ek in gehoorsaamheid vir hom. En so besef vandag die verwronge idee wat die wêreld baie keer skep, en ek sal nou nie te ver gaan om te sê dat daar's 'n goedkoop grys wat verteenwoordig word en verkondig word vandag nie. Maar amper om te sê, luister, jy hoef net die belydenis te doen en verder kan jy leef soos wat jy leef en jy's gered. Die woord kom sê vir ons nee, vanuit hierdie bekering wegdraai van my verkeerde weë af, glo in Jesus Christus, moet daar vrug wees. Want dis die bewys dat ek wel glo. Ons kan nie sê ons glo, maar die leefstyl bewys die teenoorgestelde nie. En weer eens wil ek dit kom sê vandag, ons word nie gered uit dade nie, maar vanuit ons geloof in Christus, kom die dade, die goeie dade, die vrug van die Heilige Gees in ons lewe en deur ons lewe. Nou Jakobus 2 vers 22 sê, julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie, anders bedrieg julle self. Onthou die illustrasie wat ek nou gebruik het met die gym, dieselfde. Jakobus kom sê, luister, ons kan nie sê ons glo, maar ons lewe in 'n teenoorgestelde rigting nie. Ons lewe moet wys dat ons tot bekering gekom het. En daarmee leef ons anders as die wêreld. Daarmee leef ons en doen ons anders, praat ons anders, dink ons anders. Want Christus is nou in ons lewe en ons sterwe aan onsself. Galasiërs 5 vers 24 sê, die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartsogtige en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees dan ook ons gedrag bepaal. Belangrik, die skrywer kom sê, luister, die Heilige Gees is nou in jou lewe en dit moet jou gedrag bepaal. Met ander woorde, hierdie Gees se vrug, Galasiërs 5 vers 22, hierdie lankmoedigheid, sagmoedigheid, liefde, vrede, vreugde, moet nou uitgestraal word in jou alledaagse lewe, sodat ander kan sien, want dis die bewys dat jy wel tot bekering gekom het. As ons nog steeds praat soos wat ons gepraat het voordat ons gesê het ons het geglo in Jesus Christus, is my vraag, het jy werklik tot bekering gekom? As ons nog steeds na 2, 3, 5 jaar nog steeds dieselfde dinge doen wat ons gedoen het voordat ons tot bekering gekom het of voordat ons tot geloof gekom het, is my vraag, het jy werklik tot geloof gekom?
Want ons gaan nou stil staan by 2 Korintiërs 5 vers 17, wat sê alles het nuut geword, jy's 'n nuwe mens. En ek weet vandag dat baie mense kan getuig in my eie lewe, en ek kan ook sien wie ek was voor ek tot bekering gekom het, en wie ek is na tot bekering gekom het, is 2 verskillende mense. En ek moet kom sê, ek praat nie van 'n perfekte mens hier nie. Ek praat van ons gaan nog steeds struikel, ons gaan nog steeds val, ons gaan nog steeds sonde doen soms, maar ek lewe nie meer in sonde nie. Wat ek daarby bedoel is, ek doen nie net als om my eie begeertes nie. Ek doen nie net wat ek wil nie. Nee. Ek is mens en ek struikel soms. Maar my hartsbegeerte is om Jesus te volg en om meer soos hy te lyk. My denke moet verander en ek dink meer soos Jesus wil hê ek moet dink. My taalgebruik verander, want ek lewe deur die woord. Ensovoort. So dis belangrik dat ons sal besef, daar's 'n drastiese verandering wanneer ons sê ons glo in Jesus Christus. Nou Galasiërs 5 vers 6 sê, in Christus Jesus is dit nie van belang of jy besny is of nie. Al wat van belang is geloof wat deur die liefde tot dade oorgaan. Met ander woorde, vanuit hierdie geloof, kom sê die skrywer vir ons, luister, vanuit hierdie geloof en liefde vir God, gaan dit oor in dade. Met ander woorde, as jy werklik sê jy glo, dan kom sê Paulus daar, luister, daar moet 'n bewys wees, en die bewys van jou bekering is die vrug wat jy dra. Die dade wat jy uitlewe, kan mense sien of jy werklik tot bekering gekom het. En hoor mooi vandag is ek nie hier om iemand te oordeel nie. Maar ons moet dit vandag vir mekaar eerlik sê, en vandag preek ek so 'n bietjie waarheid in liefde. Want te veel sien ek 'n oppervlakkige grys wat gepreek word vandag, en jy het net te bely en jy's alright. Maar dan leef ons soos die wêreld, ons maak nie impak nie, ons maak nie 'n verskil nie, ons leef nie heilig nie. En Jesus kom sê vir ons duidelik, luister, ek soek 'n gedragsverandering. Bekering beteken, ek draai 180 grade in 'n ander rigting in. Soos daar's 'n ou persoon en 'n nuwe persoon, en die Bybel praat gereeld van dit. Daar's 'n oue en daar's 'n nuwe. En ons kan nie verby dit kyk nie. Ons moet besef, dat as ons sê ons glo in Jesus Christus, en ons bely hom, dat daar vrug moet wees van ons bekering. En Jakobus 2 vers 19 sê dit, glo jy dat daar net een God is? Dit is reg. Die bose geeste, en in baie vertalings sê dit die duiwels, glo dit ook en hulle sidder van angs. Hoor mooi, hy kom sê hierso, luister, want daar was 10 ouens wat daai tyd ook gesê het, maar ons glo. En dan kom sê Paulus, luister, julle sê julle glo, maar die duiwel glo ook. Hy herken God ook. Hy glo ook Jesus Christus is almagtig en die Here, maar leef hy vir God? Gehoorsaam hy Jesus? Nee. Is hy in God se teenwoordigheid? Nee. En so is dit belangrik vir jou om te verstaan dat die duiwels glo ook. Maar waarvan praat hierdie geloof? Dis 'n geloof wat net in belydenis vasgevang is. Dis 'n geloof wat net in erkenning vasgevang is. Ek erken daar's 'n God. Ek erken Jesus bestaan. Maar waar die geloof waarvan Jesus praat, is 'n geloof wat begin by erkenning, maar wat oorsit in verhouding, waar daar vrug is, en waar daar gehoorsaamheid is. So in Johannes 4, vers 15, 21 en 23 wil ek kom beklemtoon. Dit sê, as julle my liefhet, Jesus wat praat, sal julle my opdragte uitvoer. Hoor die verskil tussen die fake geloof van die bose geeste wat net erkenning gee, en Jesus wat kom sê, luister, as jy my liefhet, sal jy my gehoorsaam. Johannes 14 vers 21 sê, wie my opdragte uitvoer, dit is hy wat my liefhet. En dan sê hy verder, hy kom gee belofte, en hy sê, ons sal onsself, ek en my Vader, die Heilige Gees, sal onsself vir so 'n persoon openbaar. En dan in Johannes 14 vers 23 sê, as iemand my liefhet, sal hy my woorde ter harte neem, en ons sal by hom kom woon. Hoor die belofte. En ek wil dit weer terugvat van die bose geeste, wat al Jesus herken, maar hulle is nie in sy teenwoordigheid nie. Jesus kom sê, luister, vir elkeen wat my liefhet, vir elkeen wat my gehoorsaam, dit is hulle, wat my werklik liefhet,
wat my opdragte uitvoer. En dan kom sê hy, ek sal by hulle woon, by hulle woning maak, my habitat, my teenwoordigheid sal by hulle wees. So besef hoe belangrik dit is vandag vir jou en my, om vanuit ons geloof in Christus, vrug te dra van gehoorsaamheid. Daarom het ek die 3 genoem van belydenis is waar ons erkenning gee. En vanuit erkenning en geloof in Christus kom dit na bekering toe waar ons dan wegdraai van ons ou weë en hierdie heiligmaking proses beginne. En ons begin seker goed af te lê, neer te lê, te sterf van onsself, tot op 'n plek waar ons regtig 'n volgeling is, waar ons gehoorsaam is, nie net aan dit wat hy sê in die sin van die 10 gebooie, moenie steel nie, moenie dit nie, moenie dat nie, maar waar ons regtig gehoorsaam is, ook vir dit wat hy vir ons sê, rondom ons roeping ensovoorts, en dis waar ons wil wees. Ons wil hom absoluut volg, in getrouheid. En so daar's hierdie proses, en daarom wil ek hom sê, ek mind hierdie proses nie. Maar ons kan nie na 2 jaar, 3 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, nog net bly by belydenis nie. Dan moet ons onsself kom afvra, het daar werklik 'n bekering plaasgevind? Het Jesus werklik my hart kom neem? Het ek werklik 'n oorgawe gemaak? Want Jakobus kom sê vir ons moet nou op 'n plek kom, waar ons begin doen wat die woord sê, nie net dit aanhoor nie. En so ek wil graag vandag vir ons afsluit met 2 Korintiërs 5 vers 17. Hoor wat sê dit hierso. Dit sê iemand wat aan Christus Jesus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou is verby en die nuwe het gekom. En so belangrik vir jou en my om te verstaan vandag dat wanneer ons aan Jesus Christus behoort, wanneer ons hom aangeneem het as verlosser en saligmaker en ons het sy kind geword, dan is daar 'n nuwe lewe. En die Heilige Gees help ons elke dag om meer soos Jesus te word en te lyk, soos wat ons oorgee, en soos wat ons besluit om hom te gehoorsaam. Maar belangrik dat ons dit sal duidelik maak vandag, dat iemand wat sê hy glo in Jesus Christus, iemand wat bely dat hy Jesus Christus dien, iemand wat sê ek's 'n kind van God, sy lewe moet dit bewys. Daar moet 'n vrug wees vanuit hierdie belydenis, wat sê, ek is 'n volgeling. En dit is nie iets wat ek net hoef te sê nie, mense moet dit in jou lewe kan sien, dat daar is 'n verandering. En mag ek en jy nie God se genade goedkoop maak vandag nie. Mag ons besef, dat dit wat hy aan die kruis vir ons kom doen het, is amazing. En vanuit hierdie dankbaarheid, mag ons heilig lewe, mag ons vir hom lewe, mag ons gehoorsaam wees, teenoor hom. Mag julle ook in hierdie Paasnaweek wat voorlê, dit besef weer eens opnuut. Vir elkeen wat hierdie naweek weer besef, dat Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, sodat ons ook een met hom kan wees. Hy het die versoening kom bewerkstellig, maar mag ek en jy nou vanuit dit regtig vrug dra vir hom. In Jesus se naam bid ek dit vir elkeen. Kom ons sluit die oë toe en ons bid saam. Vader, ek kom bid vandag vir elkeen wat na hierdie video kyk. Here, dat ons sal besef vandag, dat u genade is nie 'n lisensie om te sondig nie. Jesus, vandag kom verklaar ons ook, ons word slegs uit genade gered, nie uit ons eie werke of dade nie. Maar vanuit ons bekering, Here, kan ons vrug dra. Kan ons 'n verskil maak in die lewe van mense om ons. Kan ons anders praat, anders dink, anders doen, deur die krag van die Heilige Gees, wat ons al hoe meer soos Jesus laat lyk. Here, ek kom bid vandag, mag ons nie aanhou sondig nie. Mag ons anders lewe vir u. En daarmee, Here, kom sê ek ook vandag, dat ons is nie perfek nie. Maar Here, ons hart is om u hart op te tel, en te doen wat u vra. Om u te gehoorsaam, in Jesus se naam. Here, ek kom bid wees met elkeen wat hierdie pad saam met u stap. Here, dat u hulle sal help, dat u hulle sal lei, en Here, dat hulle elke dag meer en meer nader aan u sal beweeg. Dink sommer aan Jakobus wat kom sê, nader tot God en hy sal tot jou nader. Here, ek kom bid dat heiligmaking deel van ons lewe sal wees, en dat ons sal besef, dis nie maklik nie. Maar Here, soos ons te doen, soos iemand wat daai spiere moet oefen, kom sê u ook vir ons,
Work out your own salvation. Kom sê vir ons, Here, dat ons met ons saligheid uitwerk, deur elke dag te doen wat U van ons vra. Mag ons sterf in onsself en U volg, in Jesus se naam. Here, U kom sê dit ook vir elkeen van ons vandag, neem jou kruis op en volg my. Mag dit ons hartsbegeerte wees, Here, om U te volg, en nie net U te bely nie. In Jesus se naam bid ek dit. Amen. Blessings vir elkeen van julle vir die week, en mag ons volgelinge van Jesus wees, en mag ons hom bely ook, maar mag ons doen wat hy vra. Blessings vir julle.